Ek het as tema gekies om te sê vlieg in 2026 en Edie het so mooi het hulle nou saamgespring speel vlieg hoog na aanleiding van die tema, so dit sluit ontsettend goed daarbey aan. En die skrifgedeelte kom uit 2 Timoteus uit. Nou Timoteus is geskryf deur Paulus aan Timoteus en ons lees 2 Timoteus 1 vers 6 tot 7. Om hierdie rede herinner ek jou daaraan dat jy die genadegawe wat God jou gegee het, toe ek jou die hande opgelê het, soos 'n vuur weer moet aanblaas. Die Gees wat God ons gegee het, maak ons immers nie lafhartig nie, maar vul ons met krag en liefde en selfbeheersing. Nou ons is al 'n paar dae in die nuwe jaar en baie keer wonder mense, is maar eintlik in ons koppe die simboliese afmerk van getalle en te sê, okay, die ou is nou verby, hopelik is die nuwe beter of dalk gaan dit vir jaar net so goed soos die vorige jaar of dalk nog beter as die vorige jaar. Maar wat is ons besluit vandag is nie net nog 'n Sondag nie. Wat is dit as ons vandag besluit ergens is iets wat ek die hele tyd oor wonder, maar ek neem nou daardie keuse en ek maak vandag die Sondag om te sê ek gaan weer in beweging kom. Ek gaan weer dinge optel. Ek gaan weer fokus. Ek gaan weer helderheid kry. Wat as jy beweeg met hoop, met rigting en met perspektief? Want die jaar lê oop, maar baie keer het ons nie die regte verstaan van die jaar om dit dan op te tel en mekaar help nie. Nou, ek is gefassineerd deur alles wat vlieg in die sin van kleins af het ek voels dopgehou en jy sal onthou, ek weet nie wie van julle nog onthou nie, maar daai jare voor internet en alles was daar sogenaamde kinders van die wêreld boekreeks en daar is al van die ou verhale vertel van Icarus wat probeer vlieg het vir hom vlerke gemaak het, as ek reg onthou was dit van was en vere en toe het hy na in die son gekom en om sulke geval, ek hoop ek het die regte naam daar weet ek volgens nie eens daar gedink. Maar van vroegs af het mense daaraan gedink om te vlieg. En vandat die Orwells begin het met vlieg, is dit nou al oor die hele wêreld heen wat ons vlieg en dinge goed doen. So elke slag as ek in 'n vliegtuig inklim, dan kry ek hierdie gevoel van iets wat simboliseer, dis meer as die gewone, iets wat jou help verstaan dat jy opstyg, dat jy uitstyg, dat jy buite jou inperkings beweeg, dat jy nuwe horisonne gaan ervaar, dat jy in 'n ander moment gaan opstaan. Nou ons weet self, as mense nuus kyk, al die goed, Amerika wat eergister Venezuela binne geval het, die mense daar weggevat, al dies meer, die Midde-Ooste wat vol chaos is en al dies meer, ons weet ons wêreld is lekker de mekaar. Hier in ons land weet ons self al klaar genoeg van die goed, so mens moet kies om nie op 'n hoopie te bly nie. En dis die vraag op die eind, hoe help ons dit om te kan vlieg in 2026, nie in ons eie krag nie, en nie volgens die wêreldse maatstawwe nie, maar juis in die krag van die Heilige Gees. En dis die gedagte waaroor ons vandag gaan, is om juis oor hierdie krag te praat, oor die genadegawe wat die Gees vir elkeen van ons gegee het. Want onthou, Paulus skryf hierdie woorde vanuit die tronk, en hy skryf dit voor sy teregstelling. En hy sê nie vir Timoteus, wow, jy moet nou versigtig wees, jy moet nie uitstyg nie. Hy sê vir Timoteus, jy moet juis die vuur aanblaas. Want die Gees wat God ons gegee het, maak ons nie lafhartig nie. Kom ons kyk na 3 waarhede wat ek hoop ons kan help in hierdie jaar. Waarheid nommer 1, jy is 1 uit 400 triljoen. Jy's 1 uit 400 triljoen. Jou gawe is God se geskenk. Jou gawe is God se geskenk. Net om dinge in perspektief te sit. 400 triljoen het 14 nulle na die 1. 400 triljoen het 14 nulle na dit. Hoekom 1 uit 400 triljoen? Die kans dat jy in hierdie oomblik is, in hierdie moment is, die feit dat jy gebore is met jou unieke persoonlikheid, jou unieke vingerafdrukke, jou unieke passie, jou unieke gawes, jou unieke hoop, jou unieke drome, is 1 uit 400 triljoen. So jou kans is eintlik omtrent niks. Jou kans om die lotto te wen is eintlik beter, maar as jy 1 uit 400 triljoen het, beteken dit, jy's bedoel om hier te wees. Nou die opmerking 1 uit 400 triljoen kom uit 'n TEDx praatjie wat Mel Robbins aangebied het. En sy het dit as 'n simboliese getal gebruik. En toe ek gaan navorsing doen oor daardie getal, is dit nou werklik die getal wat die waarskynlikheid is dat ons so is, dan is dit volgens Dr. Benazir se berekeninge eintlik nog 'n bietjie anders. Dis 10 tot die mag 2.685.000 keer. Nou kom ons sit dit nog net in perspektief weer met 'n paar nulle. As 400 triljoen 14 nulle agterna het, die werklike kans dat jy hier is
2,68 miljoen nulle nog by. Wow, is jy nie 'n wonderwerk nie? Nou kan ek jou hoef ek nou gesê het, want ek moes aan die ander kant ook gepreek. En Alzheimer slaan ek soms so 'n bietjie toe. Maar het ek nou vir julle gesê, jou kans om die lotto te wen is beter as dit? Julle kan ook nie onthou nie. Kans om die lotto te wen is beter as dit. Die punt van die saak is, jy het 'n boek van duisende bladsye nodig, net om al die nulle neer te skryf. So dit beteken, jy is meer betekenisvol as wat jy berekenbaar is. Jy is nie net hier insidenteel nie, jy's hier spiritueel. Die gees van God, die asem van God, die lewe van God is in jou ingeblaas, ingegee om in hierdie moment te leef en te vlieg. En God het aan elkeen van ons 'n unieke genadegawe gegee. En as jy nie weet wat jou geestelike genadegawe is nie, jy kan deesdae dit vir AI, kunsmatige intelligensie vra, sit my deur 'n kursusie en help my verstaan wat is my geestelike gawe, volgens Romeine, volgens Korintiërs, want dit is wat dit genoem word. Maar jy kan ook vir God vra om jou gewone gawe wat jy het, dit waarmee jy goed is, al klaar goed is, om dit te heilig, want wanneer jy dit heilig, dan raak 'n deel van die charismata, die gawes van die gees, dan raak 'n deel van 'n gawe wat God aanwend om ander mense mee te eer. En God bring interessante goed op mense se paai op hierdie manier. Ek vertel vanoggend aan die ander kant wat die skare daar, deel van die mense wat daar is, was bekend met die persone wat ek daar ken, en van julle sal hulle ook ken. Die van julle wat onthou vir oom Gert van der Merwe, wat op stadium ook burgemeester in die dorp Aldies meer was. Hy het geboer daar by Ceres op die berg, en toe het hulle hiernatoe gekom, eers daar Stellenbosch geboer, en toe hiernatoe gekom afgetree. En een Sondag in die kerk kom hy na my toe, en hy sê vir my, Jannie, jy moet afkondig, ons gaan 'n sopkombuis begin in Sir Lauries Pasdorpie. In Sun City. By the way, ek weet nie julle besoekers vir ander mense, ons het 'n Sun City hier, dis een van die plakkersdorpe, dat ons, daar was, as jy van die pad, deur die, oor die N2 gaan, en jy ry die pad hospitaal toe, daar op linkerkant sal jy 'n groot hoop sien, wat toegemaak is en netjies gebou is, net voor waar hulle weer begin bou aan die linkerkant. Dit was ook 'n munisipale stortingsterrein, en daar was ook 'n klein plakkersdorpie, en sy naam was, dit was Sun City. En nie eens, dit was Waterkloof. Die van julle wat uit Gauteng uitkom. Dit was Waterkloof, want die water het die hele tyd daar geloop. Dankie ouma. Dit was Waterkloof. Somewhere in die vlakte hier rond was 'n Lost City ook, maar ek het hom nooit gekry nie. So ons het al die cities hier gehad. Maar om Gert kom die Sondag na my toe sê vir my, Jannie, kondig af, ons gaan 'n sopkombuis begin. Ons korte hout 'n Wendy. Ek sê 'n Wendy waarvoor? Hy sê 'n Wendy om die goed in te kan stoor, om dit kan warm maak, die sop te kan kook, al daai klas van goeders, ons sal die mense kry en als. Met ander woorde, 'n ou wat net sy tyd kon gebruik het vir ander goed, begin hier met 'n sopkombuis. En in daai moment toe ek afkondig, steek Jack Leroen se hand op en hy sê ek sal dit borg. En volgende borg iemand anders die gas, volgende borg iemand anders dit, volgende borg mense hulle daar wees om te help sopkoop, te help met dit. So 'n eenvoudige iets wat jy kan doen, kan geheilig word deur die Gees, sodat dit 'n charismatiese charismata kan word, charismatiese gawe kan word, 'n vervul met die Geesgawe kan word, wat ander mense kan ophelp en leef. En tot vandag toe nog is hierdie gemeente betrokke om by hierdie plaaslike al twee laerskole, maar veral by die een in Temperance Town, elke dag kos te gee vir kinders wat nie kos het nie. En dis die gemeente. En dit begin by iemand wat gesê het, ek kan broodjies smeer. Kom ek kyk waar ek dit kan help. Jou gawe, jou talent, jou 1 uit 400 triljoen, of jou 1 uit 2,68 miljoen nulle uit, jy is uniek en jy's bedoel om hier te wees en 'n verskil te maak en mense se lewens te aan te raak. En elkeen van ons het ten minste een genadegawe. Ons het 'n dame gehad wat by ons gewerk het met die naam van Grace, sy's van vlugteling uit Zimbabwe gewees. Haar man was dikwels sonder werk, en dan moes sy nou loop en taxi neem vir haar werk, al die goed, ons het haar altyd by 'n bepaalde punt opgetel, weer afgelaai daar. En eendag vra ek, maar sy's altyd so vrolik.
En as ek in die huis inkom, toe ons nog in die pastorie gebly het, as ek in die huis inkom, dan hoor ek, hoe sing sy, ek vra vir haar eendag so in Engels, toe so ry, vra ek vir haar, maar hoe bly jy so vrolik? Toe sê sy vir my hierdie woorde, life is good. I am a happy person. Life is what you want it to be. En voel ek toe nou soos 'n hond daarna, hier ry ek in 'n kar en ek moan oor ander goed wat ek nie het nie en al die goede, en hierdie mens het nie, maar sy sing. En dis haar genadegawe. Dis wat sy bybring. Dis genade. Want wanneer jou genadegawe aan die werk is, dan voel dit nie vir jou na werk nie. Jy raak moeg, maar jy raak nie moedeloos nie. Wanneer God dien geword met die genadegawe, dan draai jy daai gawe in jou werksplek in jou besigheid in jou familie in jou vriendekring in jou ontspanning oral. En jy raak bekend as 'n een met daardie genadegawe. Dis die een wat jou daarmee help. Jy inspireer ander mense daarmee sodat hulle ook lewe kan kry en hulle gawes ook kan doen. En so loop dit uit op die markplein, die kerkterrein, in die gemeenskap en so verander jy 'n hele wêreld. Want die groot probleem met alles is dat ons vergeet waarvoor ons lewe, want ons vergeet vir wie ons lewe. En vanoggend die doop weer vir ons kom bevestig, wie het sy lewe vir ons gegee en vir wie ons lewe? Want ek en jy is gedoop in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. God drie-enig is by elkeen van ons betrokke en los ons nie. Sê nou maar, ek sê vir jou, dis vandag die 4de en jy het nog net 'n maand oor om te leef tot 4 Februarie. 3 Februarie. Wat gaan jy doen? As jy net 'n maand oor het om te leef. Jy sien, dit raak ons 'n bietjie meer aktueel. As jy net 'n maand oor het om te leef, wat is daai genadegawe wat nou uitkom? Ek was bevoorreg om verskeie plekke in die land op te tree tydens Pinkster. En 1 jaar preek ek in 'n gemeente en ek het net voor dit 'n boek gelees met die titel One Month to Live. En dit my vreeslik bly puzzle. En toe vra ek vir die gemeente die aand waar ek is, ek vra toe vir hulle, wat sal jy doen as jy 'n maand oor het om te leef? En een van die eerste goed wat die mense toe sê, iemand die van agteraf, ek het nie gekyk hoe haar postuur lyk nie, toe skree een dame van agteraf, sy sê, ek gaan onmiddellik ophou die eet. Maak sin nie, hoe kan jy slaaiblare eet as jy nie van slaai hou nie, as jy net 'n maand het om te leef? Iemand anders skree, ek gaan onmiddellik my werk bedank. Iemand anders sê, ek gaan toer. En so kom die mense se regte behoeftes uit, hulle desires, hulle begeertes, hulle drome kom uit op 'n manier. En na die tyd kom 'n ou na my toe aangestap, hy sê, dominee, ek wou nou nie daar binne sê en die hele saak beborder nie. Ek sê, hoe so? Hy sê, dominee, as ek net 'n maand oor het om te leef, gaan ek by my skoonma bly. Nou, weet ek ken mos nou nie mense nie, ek vra so versigtig, ek sê, en hoe gaan dit jou help in die maand om te leef? Hy sê, wel, het gaan vir my na 'n ewigheid voel. Ek het gelukkig 'n wonderlike skoonma gehad, so dit sal nou nie vir my gewerk het nie. Maar hoe kan jy jou lewe so inrig, dat jy hierdie gawe wat die Gees vir jou gegee het, hierdie 1 uit 400 triljoen, dat jy dit kan uitleef? Dat jy bietjie meer daarvan kan doen, bietjie meer energie daarin kan sit, want dit maak jou ook gelukkig. Hierdie goed het 'n resiprokale, terugkerende effek, dit maak jou ook gelukkig. So jy's nie hier toevallig nie, jy's 1 uit 400 triljoen om maar net die minimum getal te vat. So moenie die kans verspeel wat jy nou op aarde het en in hierdie jaar het nie. Dit bring ons by die tweede gedagte. Blaas die vuur aan. Blaas dit aan. Maar hoor hier, dis 100% jou eie verantwoordelikheid. Blaas die vuur aan, maar hoor dit vandag, niemand anders gaan dit vir jou doen nie, dis 100% jou verantwoordelikheid en myne. Blaas die vuur aan. Ons kan soveel goed blameer vir ons lewe. Ons kan goed uit ons verlede uit blameer. Ons kan goed 'n gebrek aan reserves en al daai klas van goed blameer. Maar die Here het ons gevul met ongekende potensiaal, juis deur vir ons elkeen 'n genadegawe te gee. En nou sê Paulus vir Timoteus, om hierdie herinner ek jou daaraan, dat jy genadegawe wat God jou gegee het, weer soos 'n vuur moet aanblaas. Beteken nie ding is dood nie, beteken is, maak dit weer warm. Hitsig warm.
Hoe doen 'n mens dit? Eerstens, begeer regtig om geesvervuld te leef. Begeer regtig om geesvervuld te leef. Jy sien, ons eie wil word gemotiveer deur ons keuses, want wanneer ons 'n keuse maak, dan begin ons biologie en ons neuroverbindings in ons brein verander, want ons maak hierdie keuse wat ons het 'n gewoonte, en daardie gewoonte vorm op die ou end 'n identiteit, en dit bepaal jou gedrag, en jou gedrag bepaal jou toekoms. En dit bepaal die toekoms van ander. Begin alles by 'n keuse. So begeer om geesvervuld te leef. Tweedens, bely jou sonde dadelik, want sonde staan tussen ons en die Heilige Gees. Onthou, wanneer jy vir Jesus Christus aanneem, word jy onmiddellik die Gees van God gegee. Maar nou kom sonde en weerhou jou daarvan om die Gees van God uit te leef. En daarom derdens, vra vir die Here nou om jou te vul met die Gees. Want jy's klaar, het jy die Gees ontvang, maar word vervul, raak lewendig in die Gees. Leef deur en in die Gees. En dis die krag van oorgawe, en dis hoekom ons aan die einde ook die lied gaan sing, I surrender all, want dis wanneer jy jouself volledig gee vir die Gees. Jy sien, die punt van die saak is, ek en jy kan nie regtig die toekoms beheer nie, ons kan planne maak, ja. Release the outcome. Jy kan die plan maak, jy kan die pad loop, jy kan die plan aanpas, but release the outcome, want God neem verantwoordelikheid vir die uitkoms. Spreuke herinner ons telkens daaraan. Ons het 'n spreekwoord wat selfs daarop gebou is, wat sê, die mens wik, maar God beskik. Beteken jy moet niks doen nie? Nee, beteken juis, neem jy die genadegawe en begin die pad loop. Maar hou die uitkoms liggies vas, want jy vra vir die Here, help my geesvervuld leef. Dit beteken, die Gees gee vir jou die wysheid om raak te sien, waar moet jy iets verander? Wat 'n nuwe ding moet jy aanpak? Wat 'n ding moet jy laat los? Waarvoor moet jy nee sê en waarvoor moet jy ja sê? Vierde ene. Glo dat jy nou vervul is met die Heilige Gees. Onthou jy die Gees ontvang toe jy lewe vir Jesus gegee het. Nou bid jy dat die Gees jou vervul, dat die Gees jou lewe sal oorneem, dat die Gees jou sal rigting gee, sal wysheid gee. Maar nou vra jy juis dat die Here jou sal help om te glo dat jy vervul is met die Gees. Want baie keer bid ons dit, maar ons tree nie op in die krag van die Gees. Hoekom? Want ons glo dit nie. As ek nou vir jou sê, jy het R1 miljoen in die bank wat ek vir jou het, hoe sal jy anders loop? Hoe sal jy anders dink? Hoe sal jy anders optree? Onmiddellik verander iets. Dis wat die Gees is. Wie die Gees is, beter gesê. Hoe doen ons dit? Ons leef meer tyd saam met God. Ons stook dit aan met heilige gewoontes, soos om ons Bybel te lees, of dit op ons selfoon te lees, of ons dagstukkies te lees. Ons bid gereeld. Ons soek God op. En sestens, ons leef ons gawe uit. Ons doen dit waar ons kom en saam met wie ons is. En baie keer moet jy aansluit by 'n ander groep mense wat ook soos jy daar dieselfde goed het, soos die wat oom Gert begin het met die sopkombuis. En kort voor lank was daar 'n menigte mense en daar het voortgevloei en selfs hierdie projekte wat verder gegaan het, wat ons in ander dele van ons gemeenskap nou het, die skoleprojekte en al daai goede, dit kom als vanuit mense wat ergens gesê het, ek is nie te high and mighty om iets te doen nie, ek gee my eenvoudige gawe, al is dit net om sop te kook, en dit raak groot drome wat waar word. In 1961 het president Kennedy gesê, Amerika moet binne 10 jaar 'n mens op die maan kry. Dit het $24 miljard destyds gekos. Dit het 400,000 mense werk gegee. Onthou, daai tyd was daar nie rekenaars soos nou nie, so hulle moes alles inpons en te kere gaan, so was baie mense ook nog nodig saam met dit. Maar 8 jaar later, in 1969, het dit gebeur. En toe ek weer daaroor dink in terme van vlieg, dink ek as mense dit kan dink en kan droom, en dit vir politieke aspirasies, om te sê, ons is die beste in die wêreld. Wat gebeur as ons dit in die naam van God doen, en dink en droom? Die lofsentrum het hier gekom as gevolg van dit, omdat ons dit begin dink en droom en doen het. Dis 'n direkte uitvloeisel daaruit, dat een
spasie waar mense bymekaar kom te klein geraak het. En 2 dienste is gehou, daar was 'n aanddiens ook gehou. En wat gebeur het is in vakansietye in die somer, is daar geen parkeerplekkie. Sê mense, maar almal moet vroeër kom. Maar op die eind kom almal vroeër, dan sê 8 uur diens vol. Hy het 'n 8 uur diens gehad. En nou kom almal vroeër, dan sê okay, ons moet 7 uur hê. Besef jy, kom ons groei, die gemeenskap groei. En dis hoekom die lofsentrum is. Begin by hierdie stappies neem. Van mense wat sê, kom ons doen dit nie vir politieke aspirasies of vir ander aspirasies as om 'n gemeenskap te dien en vir mekaar om te gee en die woord van die Here so lewendig te maak dat ons mekaar help en ondersteun sodat ons kan bly groei. Dis hoekom al hier goed hier is. Vandag droom mense van Mars. Ek praat nou nie van die chocolate nie. Oh nee, nou het ek julle kop op iets anders gesit. Maar Mars. En die naam wat daarmee geassosieer word is mos nou maar Elon Musk. Maar interessant as jy sy goed begin lees en dink oor hoe so 'n ou se kop werk, hy gebruik wat hulle noem first principle thinking, eerste beginsel denke. Dit beteken net breek als af na die mees basiese waarheid waarna toe jy nie verder kan teruggaan nie. Wat is die mees fundamentele waarheid? Byvoorbeeld in sy geval, mense het gesê ruimtevlugte is te duur, dis hoekom NASA dit al jare terug gestop het. Toe vra hy nie wat doen ander nie, of ons stop het omdat hulle sê nie, toe vra hy wat is die basiese elemente waaruit 'n ruimtetuig bestaan? En wat is die essensie daarvan? Toe kom hy agter maar die rou materiaal is so goedkoop om te koop. En toe koop hy dit en hy stel mense aan om dit te help verwerk en op die eind vlieg hulle die hele wêreld vol nou al. Die satelliete wat hier rondom ons beweeg, wat internetverbindings reg oor Afrika, die res van die wêreld doen is deel van daai projekte. En as dit net begin by eerste beginsel denke. Byvoorbeeld as jy sou tennis speel, kan jy net vra vir jouself, nie wat kos 'n raket nie. Dis nie eerste beginsel denke nie. Eerste beginsel denke sou wees, hoeveel kos die rou materiaal van 'n raket? Dalk kos dit vir jou baie goedkoper om jou eie raket te maak en dalk kan jy in produksie gaan en 'n klomp rakette maak. En dis wat hy nou doen met die ander motors en al goed, want dit is eerste beginsel denke. Maar kom ons pas dit toe op ons geestelike lewe. Die vraag is nie, wat doen ander Christene nie? Die vraag is, wat sê God in sy woord? Dis die eerste beginsel. Wat is my genadegawe en jou genadegawe wat God ons gegee het? En hoe leef ons die genadegawe deur die Gees? Dis die eerste beginsel. God wil en kan deur jou werk. En wanneer ons begin met ons genadegawe, dan verander iets, want ek glo nog steeds die kerk, nie 'n gebou nie, die kerk, die geloofsgemeenskap, mense wat vertel en leef in Jesus, en mekaar bemoedig en ondersteun, want ons flop en vou almal langs die pad, maar ons volhard ook omdat ons mekaar het om mekaar te help. Daarom is die kerk die hoop vir die wêreld. Maar die kerk het lewende Jesus getuies nodig. Mense wat deur die Gees geïnspireer is om hulle genadegawes uit te leef. En daarom in 2026 blaas die vuur weer aan. Neem 100% verantwoordelikheid vir jou lewe en vir jou gawe in jou lewe. Ek sluit af met die laaste gedagte. Gevul met krag, liefde en selfbeheersing. Jy is meer as 'n oorwinnaar. Paulus skryf na allerlei goed wat met mense gebeur, skryf in Romeine 8, skryf hy, want ons is in hom meer as oorwinnaars. Ons speel nie net gelyk met iets nie, ons is meer as oorwinnaars. Daarom skryf hy in hierdie verse, die Gees wat God ons gegee het, maak ons immers nie lafhartig nie, maar vul ons met krag en liefde en selfbeheersing. Ons het wat hulle noem oerbrein, reptielbrein, limbiese stelsel, hoe jy dit ook al wil noem. Maar die groot probleem van dit is ingestel op gevaar en beskerming. So jou reptielbrein, jou oerbrein wil nie hê, jou brein, jou werklike denkende brein, moet te veel energie spandeer of in gevaar kom nie. Daarom sal jou beskerm. Daarom wil jy altyd in jou gemaksone bly, al is jy nou in 'n slegte situasie. Byvoorbeeld, ek was in situasies waar ek vir mense moes aanbeveel om te skei. Hoekom? Of die persone moet verander.
Want is 'n man of 'n vrou wat mishandel word in daardie verhouding mekaar so mishandel, maar dink ek kan nie 'n lewe aan die ander kant dit hê nie. Maar dit is jou brein wat jou probeer beskerm. Daarom kan jy nie weier dink nie. En dan kom jy op 'n punt waar jy nie goed is vir mekaar nie. En ek sal altyd werk met die oog op huweliksherstel. En daarom werk ek met die persoon wat die moeilikheid is ook. Wat beteken jy moet oop wees vir verandering? En daarom moet jy kan aanbeweeg. En nuwe gewoontes vorm en groei. En dis hoekom mense wanneer hulle drink, daak hulle uit, want dan maak hulle die reptielbrein, ek bedoel, is soos 'n dronk akkedis hier in jou kop, so jy worry nie meer nie. Ekskuus, dis dalk 'n verkeerde beeld, maar anyway. Maar dan doen mense snaakse goed. Dan klim hulle uit hulle hokkie uit. Dan dans hulle op 'n tafel. Ek het wel maat op 'n stadium om in die lewe te bly, het ek bus bestuur as student. En nou ons vat 1 jaar 'n groep mediese studente, hulle het altyd na 'n afsluiting van 'n funksie, huur hulle 'n bus na 'n sekere lokaal toe. Maar jou probleem is, hulle kan nooit weer teruggaan na daardie lokaal toe nie, want hulle jag te veel nonsens aan. Nou jy as busbestuurder is die designated driver, so daar is geen alkohol betrokke nie. Ons het in elk geval nie geld gehad vir alkohol, vir rooiwyn of iets daai tyd nie. En in elk geval, en ek sal nooit vergeet, nou loop ek en sy weg, want ons het nou net 'n voorgereg geëet, maar nou raak hierdie party rof. En dis daar net ek vergeet wat daai hotel se naam is. My in elk geval, soos jy afsak by die Kaap, as jy nou ingaan daar en jy gaan na Hawekant toe, daar op linkerhand is so 'n hotel. Ek weet nie of hy nog daar is en of hom toegemaak het na die storie, maar anyway. En die volgende oomblik toe ek nou terugstap om 'n koeldrank te gaan koop, toe staan daai dokter wat eendag na my moet kyk, toe staan hulle in, ekskuus ek het hom nie geken nie, maar toe staan hulle kaal op die tafels en dans. Nou dis nou wat jou reptielbrein doen as jy drank inkry. Jy raak buite jou grense. En baie mense het daai storie. Maar dit moet jou help onthou. Jy kan verander. Want as dit met drank kan gebeur, Paulus sê Efesiërs, word vervul met die Gees, moenie aan drank te buite gaan nie. Dan kan jy oor ander grense gaan, wat vir jou beter is en meer goed doen, en jou klere nog aanhou ook in die proses. Want jy help 'n wêreld verander. Want die Gees gee vir ons 3 goed, die een is krag. Dis bo-menslike krag, meer as waartoe jy in staat is. Die Gees gee jou krag om moeilikheid te kan hanteer, om slegte tye te kan hanteer en goeie tye te kan hanteer. Die Gees gee vir jou liefde, want liefde is die antwoord vir alles. En daarom help ons mekaar in liefde. Gee vir jou selfbeheersing sodat jy jouself op die regte koers kan hou om aan te hou met jou roeping al sou ander mense al omdraai. Ek weet nie hoe jy voel en wat jou kop vir jou sê oor 'n jaar nie. Dis ook nie nodig dat ek dit weet nie. Maar ek sal net graag wil hê dat jy weet dat jy regtig goddelik toegerus is. Dat jy 1 uit 400 triljoen ten minste is. Dat jy totaal uniek is. En dat jy waardevol is. Jy's nie sommer net nie. Hou dit vas. Want jy's God se geskenk aan die wêreld. En daarom wees Gees geïnspireerd en vlieg in 2026. In die naam van die Gees, vlieg in 2026. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons het elkeen ons stukkie lewenspad en ervaring tot hier. Party se het al baie draaie gegooi en ander se lyk meer gelykmatig. Maar dankie dat U in elkeen se lewe is en dat U vir elkeen van ons 'n genadegawe gegee het, dat U vir elkeen van ons so uniek gemaak het dat die wêreld ons nodig het. Dankie dat U vir ons sê, U wil ons gebruik, U gaan ons gebruik, U kan ons gebruik. En dat U ons seën met U Gees. Vervul ons, o Gees,
Help ons om die vuur weer aan te blaas, om te vlieg in 2026. Amen.